Goeiemorgen, dit is maandagoggend 20 Oktober 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ons kan net wonder wat hierdie komende week vir ons en vir die wêreld inhou met Trump se volgehoue vredespoging, voortgesette vredespoging en ons sien dan ook dat hulle praat van 'n ontmoeting tussen Trump en Putin in Hongarije, daar in die land van Viktor Orban, en dit sal waarskynlik oor 'n week of so plaasvind, maar hierdie week sal die voorspanne, die afgevaardigdes, met mekaar ontmoet om sekere kondisies uit te lig. Ons weet dan ook dat Zelensky het weer eens Washington besoek, maar hierdie keer was die vergadering gehou agter geslote deure en is daar geen kameras en of beeldmateriaal toegelaat nie. En daar's enkele fotos wat beskikbaar gestel is. Blykbaar het die vergadering nie te goed afgeloop, weer eens vir Zelensky nie. En 'n mens kan maar net wonder wat Trump se reaksie nou is ten opsigte van die Tomahawks, missiele wat hy as 'n dreigement vroeër aan Zelensky en Oekraïne beloof het. Maar Trump kyk die onderliggende probleme mis. Hy kyk die oorsaak van die krisis in Rusland en Oekraïne mis. Ek weet nie of hy swak ingelig is en of hierdie generaal Kellogg enigstens opgewasse is vir sy taak nie, want die Russe het baie duidelik hulle vereistes gestel vir die einde van die oorlog, terwyl Trump om een of ander rede onder die indruk verkeer dat Rusland enige vredespoging sal verwelkom, sonder om die grondliggende oorsake en redes vir waarom die oorlog in die eerste plek uitgebreek het, om dit aan te spreek. En ons kan verwag dat Moskou nie sal ophou totdat hulle doelwitte, hulle oogmerke vir hierdie spesiale militêre operasie, soos hulle dit noem, voordat dit nie bereik is nie. As hulle nie die wêreld kan ooreed dat Oekraïne nie deel mag wees van NAVO nie, dat hy neutraal moet wees, dat hy 'n beperkte weermag moet hê nie, dan sal hierdie stryd voortgaan. Nou ons weet dat die retoriek van die Europese lande is een stryd deur in die proses van voorbereiding vir oorlog, groter oorlog, toetrede van die NAVO-lande tot die oorlog teen Rusland. Oekraïne is lankal oor die muur en kan nie hierdie oorlog voortsit sonder die hulp van Europa en Amerika nie. Europa wil help, Trump wil vrede hê en daar's botsende belange in die proses. Hoeveel sukses Trump gaan behaal, weet ek nie. Maar as ek kyk na die onlangse vrede wat bereik is tussen Hamas in Gaza en dan Netanyahu van Israel, en ons sien dat binne enkele dae nadat hierdie vrede gesluit is, hoe Hamas begin om die Palestynse inwoners van Gaza te terroriseer, hoe om hulle bene te breek, mense dood te skiet, waarskynlik die wat hulle vermoed of beweer het saamgewerk met die Israeliese weermag, en ek dink van die vereiste van ontwapening van Hamas gaan daar niks gebeur nie. Jy hoor ook geen protesteerder of proteste, optogte, die swaai van die Palestynse vlag, nou dat die oorlog met Israel verby is nie. Nou hoor jy ook niks van die wandade
wat Hamas tans pleeg om weer beheer oor die Palestynë in Gaza te verkry nie. Net soos die wêreld doodstil oor die meer as 500.000 Christene wat die afgelope jaar in Nigerië doodgemaak is nie, vermoor is nie. Dis asof die wêreld 'n eensydige, partydige aksie toepas. Dat sou waarskynlik, indien Israel dieselfde gedoen het as wat Hamas nou doen, of baie minder nog as dit, sou daar wêreldwye proteste voortgegaan het. Ek dink aan die anti-Israel proteste hier in Suid-Afrika. En as ons kyk na die vervolging van die Christene in Afrika, die res van die wêreld, en ook in Mosambiek, hoe dit deur absoluut die stilte ontmoet word, dan moet 'n mens besef dat daar is baie groot fout in die wêreld. Die wêreld het 'n partydige plek geraak, 'n eensydige plek waar net die wat as die vyand geïdentifiseer word deur die globalistiese wêreldorde, net hulle is dan, kom ons sê, wettige teikens en geen woord word daaroor gesê nie. Maar as hulle agenda nie nagestreef word of die verkeerde party volgens hulle die misdade pleeg, dan word daar hard geskree. Nou ons weet dat die globalistiese wêreldorde alles in hul vermoë doen om die Christendom te vernietig. Dis hoekom ons sien die invloed van Islam, moslim geloof in Europa in Brittanje hoe die pogings in Amerika was om hulle in te bring. Nou sien ons in Amerika dat daar word nou baie van hulle gedeporteer uit Amerika uit, maar dink net die miljoene wat dit die land kos, net om weer almal op te spoor wat onwettig die land binnegekom het, om hulle dan te kan uitsit. Europa, daar klaar die mense nou hulle soek segregasie, nie integrasie nie. So hulle wil op die ou einde van die dag nie saam woon nie. So jy sien niks. Maar wanneer jy wel proteste sien, wat dan nou gebeeldsend word, is dit gewoonlik die immigrante wat die proteste hou. Die, kom ons sê, regdenkende mense, hulle proteste verskyn nie in die media nie, word nie uitgeblaker na buite toe nie, terwyl daar 'n groot ongelukkigheid staan teenoor die tradisionele inwoners van Europa. Maar ek gebruik hierdie net as inligting om julle ingelig te hou wat daar aan die gang is. Nie dat ek baie simpatie het met Europa nie, want hulle het geen simpatie met ons gehad nie. Net soos wat hulle vandag geen simpatie het met die duisende Christene wat vermoor word nie. Hierdie selektiewe veroordeling van mense in die wêreld bevestig net weer eens vir my dat ons klein groepie blanke mense hier aan die suidpunt van Afrika nie steun van enige iemand in die wêreld moet verwag nie. En dat ons as sulks sal moet voorberei om alleen te staan, om sterk te staan, om vas te staan en te sorg dat ons self 'n toekoms vir ons nageslag in hierdie moeilike Afrika kontinent uitkerf. Maar dis nie 'n vreemde konsep vir ons nie, want ons het dit nou al 'n paar maal gedoen. Ons moes trek uit die Kaap uit as gevolg van die Britse reëls. Ons moes verder beweeg as gevolg van die Britte wat die heeltyd opdruk. Ons weet die boereoorlog daarna. Ons moes na die boereoorlog weer opbou. En dit is 'n deurlopende aanslag gewees op die blanke Suid-Afrikaner, die Afrikaner boer as sulks, 'n voortdurende aanslag. En solank as wat ons 'n gelowige groepering van mense is,
sal daai aanslae nie weggaan nie. Maar moet ons ook aanvaar dat ons nie kan staatmaak op enige vorm van ondersteuning in die buiteland nie. Ja, die feit dat Donald Trump aan die Afrikaner die erkenning gegee het vir die eerste keer in 140 jaar, moet ons baie dankbaar voor wees, want dit het die fokus in Suid-Afrika verander. Dit het die ANC blootgelê vir wie en wat hulle is. En dit het veroorsaak dat die ANC meer en meer magteloos raak in hulle optrede, maar meer en meer onderdrukkende maatreëls teen ons as 'n minderheid sal toepas vorentoe. Ons het 'n verpligting om gereed te wees, om onsself voor te berei. En ja, terwyl ons 'n oog hou op wat in die oorlog gebeur in Oekraïne en terwyl ons bewus is van hoe die dinge in Gaza uitspeel tans, moet ons net onthou dat ons gaan ons eie geskiedenis hier aan die suidpunt van Afrika moet herskryf. Ons sal nie 'n keuse hê nie, want niemand anders stel belang nie. Julle moet vandag 'n heerlike dag hê. Geniet jou kondensmelk koffie vanoggend. Maak hom lekker ekstra soet vir hierdie week wat voor lê. En ek is oude gewoonte dan nou môreoggend weer terug by julle. Mooi loop en 'n lekker dag.